Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 6de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Suid-Afrika wil nou ook inmeng in Venezuela ontvoering. Nuus hooftrekke vir vandag. Verskeie mense dood op paaie oor die feestyd. Suid-Afrika wil ook nou inmeng in die Venezuela ontvoeringssaga. St. Albans gevangenis weer deursoek vir ongeoorloofde artikels. Matlala is na ander tronk verskuif. SA20 verskeie groot tellings aangeteken deur kolwers. Tyson Fury maak weer gereed vir boksgevegte. Suid-Afrika was gister voor in die koor by die spesiale vergadering van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad in New York toe hy 'n streamende aanval op die VSA gedoen het. Jonathan Passmore, Suid-Afrika se waarnemende adjunk permanente verteenwoordiger by die VN het gesê daadwerklike optrede teen oortredings van die internasionale reg soos deur die VSA in Venezuela is nou nodig. President Nicolas Maduro het gister in 'n Amerikaanse hof verskyn en gesê hy gaan onskuldig pleit teen al die aanklagtes teen hom. Passmore het gesê die eensidedige militêre aanvalle van die VSA op Venezuela en die ontvoering van president Nicolas Maduro en sy vrou ondermyn die soewereiniteit, territoriale integriteit en onafhanklikheid van Venezuela. Amerika het die inhegtenisneming van Maduro as 'n misdaadbekampingsoperasie en nie as oorlog bestempel nie. Hierdie optrede is 'n skerp kontras met ons gevestigde wetlike norme, het Passmore aan die hof gesê. Die geskiedenis het herhaaldelik bewys dat militêre inval in soewereine state slegs tot onstabiliteit lei en krisisse verdiep. As daar volgens Suid-Afrika se voorlegging nie daadwerklik opgetree word nie, sal teruggekeer word in die wêreld van voor die VN, toe daar 2 brutale wêreldoorloë was en 'n internasionale stelsel wat kwesbaar was vir erge onstabiliteit en wetteloosheid. Amerika het kwaai veral onder China, Rusland en Kuba deurgeloop, wat almal vir die onmiddellike vrylating van Maduro geëis het. Argentinië sterk ten gunste van Amerika se optrede en het soos talle Europese en selfs Suid-Amerikaanse lande gewys op Maduro se onderdrukkende regime wat menseregte geminag het. 25 mense, van wie 12 voetgangers en 6 motorfietsryers, is die afgelope week op paaie in die Weskaap oorlede. Die sterftes het in 23 noodlottige ongelukke voorgekom, lei 'n verklaring deur die departement. Voetgangers, motorfietsryers en fietsryers veral onder die kwesbaarstes op ons paaie, soos sê Maxine Besuitnout, hoofdirekteur van verkeersbestuur. Motorfietsryers en fietsryers word aangemoedig om beskermende toerusting te dra, sigbaar te bly en verdediging te ry, veral in druk verkeerstoestande. Die verkeersdienste het die afgelope week 88 inhegtenisnemings uitgevoer, waarvan 65 vir die bestuur onder die invloed van alkohol was, lei die verklaring. Meer as 350 spoedoortredings is aangeteken met die hoogste spoed 171 km in 120 km sone. Meer as 36,000 voertuie is voorgekeer en nagegaan wat daartoe gelei het dat meer as 9,000 boetes uitgereik is vir verskeie verkeersoortredings, insluitend bestuurders en padwaardigheidsoortreders. 'n Klopjag is gelei deur Magoti Tobagale, nasionale kommissaris van die Departement van Korrektiewe Dienste. St. Albans gevangenis is een van die grootste tronke in die land en daar is steeds kommer oor die getal gevangenes in hierdie selle. Die afdeling vir verhoorafwagtenis is die fokuspunt gewees. 2 selle, sel 2 en sel 7, wat saam meer as 100 verhoorafwagtenis huisves, is Sondag aand deursoek. Bewakers het in sel 7 beslag gelê op 'n R100 noot, 'n mediese leer, 3 bakkies ribbetjies en chips wat uit die bewaarder se menasie kom, nog selfone en kontrolekaarte. Hierdie kontrolekaarte word gebruik om rekord te hou van die gevangenes wat by die afdeling vir verhoorafwagtenis ingeboek word. Die tronk het volgens die kommissaris 2 maande gelede geïntegreerde veiligheidsmasjien ontvang wat nog nie in gebruik geneem is nie, omdat bewakers na verneem word eers in die gebruik daarvan opgelei moet word. Daar is steeds vrae waarom die sakeman en verhoorafwagtende gevangene Wiso Musi Cat Matlala na ander tronke in 'n ander provinsie verskuif is. Matlala was lank aangehou in die Gossie Mampuru 2 gevangenis in Pretoria, maar is op 21 Desember na die Ebongeni maksimum sekuriteitsgevangenis in Kokstad, KwaZulu-Natal verskuif. Matlala is in Julie met 'n selfoon in sy tronksel betrap. Sibangako Nkomala, woordvoerder van die DKD, het vroeër in 'n verklaring gesê die verskuiving van gevangenes is nie ongewoon nie, nadat sekere faktore soos sekuriteit, veiligheid en operasionele vereistes oorweeg is nie. Matlala sedert 14 Mei in aanhouding in 'n gevangenis.
Matlala word ook betrek by beweringe van luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, oor grootskaalse polisiekorrupsie. Matlala het voor die parlementêre ad hoc komitee wat die beweringe ondersoek het getuig dat hy Bekkie Cele, oud-minister van polisie, met R500.000 omgekoop het. Hy het glo die geld in 'n swart woelwesak aan Cele oorhandig. Meer as 30 mense is dood en talle ontvoer in dieselfde Nigeriese staat waar honderde skoolkinders verlede jaar ontvoer is. Die polisie het Sondag bekend gemaak dat gewapende bendes Saterdag die dorpie Kasumwandaji in die Kabe-distrik in die westelike staat Niger binnegeval het en 'n mark aan die brand gesteek het voordat die winkels geplunder het en op soek na kos was. Beeldmateriaal wys dat die oorledenes se hande agter hulle rug vasgebind was. Die kantoor van die Nigeriese president Bola Tinubu sê die aanvallers was moontlik terroriste wat uit dele van die noordweste van die land gevlug het na lugaanvalle op Kersdag deur Amerika. Die jongste aanval het minder as 20 km van die dorp Papiri plaasgevind waar die studente en onderwysers verlede jaar ontvoer is. Volgens 'n plaaslike kerk staan die dodetal van Saterdag se aanval meer as 40 wat hoër is as die syfer wat deur die polisie deurgegee is. Volbankregters het verlede maand in die guns van die onderwysdepartement en AfriForum bevind dat leerlinge se eksamennommer en uitslae gepubliseer mag word. Die IR het 'n skryf aan die departement gerig waarin gewaarsku word dat sy kennisgewing nog geld hangende die uitkoms van sy aansoek. Dus sal die matriekuitslae volgens die reguleerder nie volgende maand gepubliseer mag word nie voordat die hof 'n besluit oor die jongste aansoek geneem het. Die onderwysdepartement moet die afdwingingskennisgewing nakom tensy hy 'n bevel verkry wat toestemming verleen om die bevel te ignoreer hangende die finale beslissing oor hierdie appel. AfriForum staan gereed om die stryd teen IR opnuut in die hof aan te voer. Vlugte in Griekeland was Sondag hierelang landwyd opgeskort nadat 'n ineenstorting radiofrekwensies, lugverkeer, kommunikasie verlam, duisende reisigers gestrand gelaat het en lughawebedrywighede feitelik tot stilstand gebring het. Amptenare beskryf hierdie voorval as ongekende omvang. Tientalle vlugte is vertraag tydens een van die besigste naweke van hierdie vakansietyd. Griekeland se burger lugvaartowerheid sê 'n geraas van onbepaalde oorsprong het radiokanale beïnvloed. Die ontwrigting het vlugte landwyd 'n paar ure lank beïnvloed terwyl die owerhede net vliegtye wat oor Griekse lugruim gevlieg het kon bedien het. Teen Sondagmiddag is beperkte dienste herstel nadat vlieëniers na rigstuuringsfrekwensies oorgeskakel het om kontak te behou met die beheerders op die grond. Teen laatmiddag het sowat 45 vlugte per uur Griekse lughawens verlaat, so sê 'n amptenaar. Christos Dimas, Griekeland se minister van infrastrukture en vervoer, sê die voorval het nie vlugveiligheid in gevaar gestel nie. China het sy banke gevra om 'n blootstelling aan Venezuela te verklaar na die regimeverandering wat Amerika die naweek op die land afgedwing het. China probeer bepaal watter potensiële gevare die veranderende situasie vir banke veroorsaak het. Reuters het onlangs berig dat die Europese sentrale banke meer as 100 van die Eurogebied se grootste banke vra hoe groot geopolitiese skokke hulle sakke gaan raak en wat gedoen kan word om die impak te verminder. Die Reservebank beskou die toenemende politieke spanning in die wêreld ook as 'n risiko vir sy finansiële stabiliteit. Venezuela is 'n ou vennoot van China in energie en infrastruktuurprojekte met miljarde dollars se lenings wat oor die afgelope dekade aan die land verskaf is. String Suid-Afrikaners se name pronk onder die top 20 vir hierdie dag met die beste van die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrikaanse jaars, die jong Saud Waraiwa van Johannesburg en sy Franse navigator François Cazalet in die 10de plek. Die tweede sneltraject was 'n Toyota Hilux Affaire oor klipperige terrein oor die Hedjie berge waar die TG RSA jaar Guy Botterill en sy navigator Oral Medna 'n halfuur weens 2 papbande en daaropvolgende bomkrag en kragstuurprobleme verloor het. Die eerste 5 oor die eindstreep was almal Toyota Hiluxe gewees, waarvan 3 Toyotas se internasionale wêreld veldtydrenspan die W2RC verteenwoordig het. Die oud Hilux jaar, Yahid Al-Raji en sy navigator Timo Gotchak van Duitsland was derde vir die dag in hulle overdrive Hilux agter die sneltraject wenners Seth Quintero en Andrew Schott van Amerika en hulle spanmaats Henk Lategaan en Brett Cummings van Suid-Afrika. Die naaswenners vir die dag gewees. Die motorfietsafdeling is op soortgelyke wyse deur KTM jaars oorheers. Die KTM topjaars was Daniel Sanders van Australië en Edward Garnett van Spanje die naaswenner gewees. Rieke Brabeck en Skyler Hales van Amerika en die Spaanse jaar Tosha Scarina het die top 5 op hulle Honda voltooi. Die derde sneltraject begin vanoggend hierdie keer 422 km se volspoed sneltraject
met 314 km se oop padgedeeltes na en van die eindpunt tot terug in Ayula. Die Cheetahs het in 2018 in die destydse Pro 14 reeks gelykop met 39 elk in hulle eerste tydswedstryd teen Ulster in Bloemfontein gespeel, nadat die Ierse klubspan aan die einde gaan druk het. Sneeu het gister lig, treindienste en padverkeer in Nederland ontwrig. Honderde vlugte is gekanselleer en treine om Amsterdam het tot stilstand gekom. Cheetahs oefen vandag vroegoggend in Bloemfontein, waar hulle net voor middernag na Johannesburg na Amsterdam sal vertrek. Roan Pienaar sê dit so lekker gewees het om in Bloemfontein te kon speel en spanne hier te huisves. Ulster het die afgelope naweek toe hy Munster met 28-3 in hulle derby in Belfast geklop het. Die Bulle kom Saterdag op Loftusversveld op die Kampioenebeker kompetisie teen die beste staan. Johan Ackerman se span is in die desperate stryd om na 6 agtereenvolgende nederlae in hierdie kompetisie in die VRK op sy tuisveld te kan wen. Hulle speel na Saterdag se kragmeting met Bristol volgende Vrydag aand in Frankryk teen Pau. Die Bears sal oorgehaal wees om die ligblou agtal op Loftus op die agtervoete te kry. Nevens 'n gewillige pak voorspelers het die Bears ook die deegte van 'n Wallis se blits, Louis Rizamet, en die senter Bernard Jansen van Rensburg in hulle agterlyn. Die Bulle sal egter sonder die veelsidige Springbokspeler Kaidan Moody moet speel. Moody het Saterdag 'n harde hout in die kop gekry en skort voor rustyd deur Devin Williams vervang. Die bokvleuel Kurtley Arendse, wat tans sy hartskeringsprotokol voltooi, sal na verwagting teen Pau sy terugkeer kan maak. Nadat die Engelsman Joe Root vroeër op die tweede dag van die 5de toets in die reeks om die aas die kolle gesteel het met 'n skitterende kolfbeet van 160 lopies, het Travis Head later in die dag Australië op die voorvoet geplaas. Jake Weatherald het 21 aangeteken van 36 balle, wat Australië se kolfbeer saam met Head begin het, en Marlis Labuschagne het 48 aangeteken van 68 balle, het reeds hulle paaltjies ook verloor. Root trek nou gelyk met die Aussie Ricky Ponting in die derde plek op die lys met die meeste honderdtalle in die langste formaat van hierdie spel. Slegs Sachin Tendulkar, die Indiese maestro, wat 51 honderdtalle aangeteken het, en Jacques Kallis van Suid-Afrika met 45 honderdtalle is bo Root en Ponting op hierdie lys. Het wat met 200-talle in die huidige reeks om die aas spog was in sy element oor die paaltjies. Die Aussies het reeds 'n reeks wat uit 5 toetse bestaan, beklink deur die eerste 3 toetse op 'n streep te wen. Engeland het die 4de toets gewen. Voor die aanvang van die huidige reeks was Root onder druk gewees omdat in sy vorige astoere dooronder nie 'n enkel honderdtal van sy span kon aangeteken het nie. Die Sunrisers het die Pretoria Capitals met 10 paaltjies op Superspark en Centurion geklop nadat die Capitals die span van Caberra 'n wentotaal van 177 gestel het. Die besoekers het die wentelling behaal met nog 34 balle oor. Kok en die Engelsman Bairstow het 'n nuwe rekordvernootskap om die eerste paaltjie vir die Sunrisers, die 177 lopies, vir die oorwinning in net 14,2 boubeurte aangeteken. Bairstow het sy kolf tot 85 onoorwonde lopies, wat insluit 5 vure en 6 sesse bygedra, terwyl de Kok 79 nie uit aangeteken het, wat insluit 5 vure en 6 sesse. Sunrisers pronk na hulle bonuspuntsege weer bo aan die puntelys met die Capitals nou tweede laaste na hulle derde nederlaag. Connor Esterhuizen, wat tot aanvangskolwer bevorder is, en Wian Libbe het egter vasgeskop en momentum aan die Capitals se kolfbeurt gegee met hulle vennootskap van 52 lopies. Die Capitals se aanslag met die kolf het weer begin wankel met Dewald Brewer wat uit is op 8 lopies, Andre Russell is op 4 uit en Maharaj is uit op 6, wat almal goedkoop uitgehaal is. Die voormalige wêreldswaargewig kampioen Tyson Fury het Sondag aangekondig dat hy weer gereed is om opstoppers te begin uitdeel. Die 37-jarige Brit was in Desember in 2024 laas in aksie toe hy vir die tweede keer by Oekraïne se Alexander Usyk geklop is. Fury het in 2013 en 2017 ook op sosiale media sy uittrede aangekondig, maar soos dit was dit nou ook van korte duur. Suid-Afrika se Lloyd Harris het gister sy eerste wedstryd van die jaar en Bengaluru Ope in Indië sy rieme styf geloop. Hy was vierde keer in die Challenger toernooi waarin die Tsjech Jonas Voracek hom in die eerste ronde uitgeskakel het. Voracek het die stryd met 7-6 en 6-4 gewen. Voracek het een van sy 3 breekpunte in hierdie wedstryd gewen. Harris gaan later van dese maand in aksie wees in die kwalifiseringstoernooi vir die Australiese Ope wat op 12 Januarie gaan begin. Harris is nou 28 jaar, het in 2021 die derde ronde in Melbourne gehaal. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie
namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 21:36, Polokwane 16:30, Lephalale 18:33, Mbombela 16:31, Mahikeng 16:31, Pretoria 16:31, Johannesburg 15:30, Ermelo 11:28, Kalahari 20:35, Gaborone 19:32, Richards Bay 18:40, Pietermaritzburg 14:35, Durban 18:34, Port St Johns 18:30, Pongola 19:36, Maputo 21:36, Bethlehem 11:30, Bloemfontein 15:33, Allewal Noord 15:33, Welkom 17:33, Vryburg 19:34, Kimberley 17:36, Appington 19:36, Prieska 21:37, Springbok 11:27, Karasburg 13:32, Keetmanshoop 15:33, Mariental 19:34, Alexander Bay 18:26, Brandvlei 15:31, Loedertz Bay 17:29, Vredendal 16:28, Kaapstad 19:23, Sutherland 14:26, George 18:30, Jeffreys Bay 17:30, Kaapberra 16:32, Graaff-Reinet 17:35, Kaap-Agulhas 18:28, De Aar 19:34, Multino 12:29, Beaufort Wes 20:34, Oos-London 17°C in die oggend, 30°C in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.42 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar verhandel teen R11.01, die euro kos R19.21, die pond kos R22.16, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,277, palladium per fyn ons is $1,722, silwer per ons is $76.75 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4,438, Brent olie per vat is $60.75 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: dis nie nodig om mense uit jou lewe uit te sny nie, groei net, hulle sal self afval. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.